Weereens welkom by FRK 321, ons kyk na verskansing, lesing nommer 1, agtergrond. Verskansing is die beleid en praktyke wat 'n entiteit toepas om die risiko's wat uit sekere transaksies vloei, te bestuur. Hierdie transaksies kan wees soos vir buitelandse valuta risiko. Daar is basies twee tipes verskansing wat ons onderskei, die interne verskansing en eksterne verskansing. Intern, soos die woord sê, is dit wat die maatskappy self binne homself kan doen om sekere items te verskans. Eksterne verskansing is dan wanneer ons eksterne items kry, soos byvoorbeeld 'n VTK. Kyk asseblief in hierdie verband ook na u uitdeelstukke en werk. Wat is 'n VTK? 'n valuta termyn kontrak. Nou dit behels die aangaan van 'n ooreenkoms met die bank, waar volgens 'n sekere hoeveelheid valuta op 'n spesifieke toekomstige datum teen 'n spesifieke wisselkoers gekoop kan word, ook genoem die termynkoers. Nou die termynkoers word gekwoteer teen 'n premie of 'n diskonto op die sigkoers. Dit hang af van die tipe transaksie wat ons doen en dit hang ook af van watter rigting die wisselkoers beweeg, of dit 'n premie of 'n diskonto sal wees. Kom ons kyk na 'n verduidelikende voorbeeld. 'n entiteit het op 1 Januarie 20.5 voorraad vanaf 'n buitelandse krediteer teen $10,000 gekoop. Die toepaslike wisselkoerse is soos volg. Op 1 Januarie is die sigkoers R6.49 teen $1 en op 31 Maart is die sigkoers R6.53. Die termynkoerse daarenteen word ook vir u gegee. Nou, ons het die termynkoers nodig wanneer ons VTK's gaan uitneem. Nou op die transaksiedatum gaan die krediteer mos nou teen sigkoers erken word. So ons het die aankoop van die voorraad aan die een kant, die debiet, wat ons sal debiteer teen 64.900 en ons gaan die krediteer dan moet toon 'n krediet van 64.900 en dit is ons krediteer op transaksiedatum. Nou op die vereffeningsdatum moet ons die krediteer nou aansuiwer na die sigkoers soos op vereffeningsdatum. Eerstens om hom te kry op die wisselkoers wat op daai dag geld en dan tweedens dit is die bedrag wat ons dan gaan betaal in rande om hierdie dollars aan te koop. So ons gaan R6.53 betaal soos die sigkoers op daai datum. So ons gaan R65.300 betaal om $10,000 te kan koop. Nou noodwendig maak ons dan nou 'n verlies van $400 op hierdie krediteer vir hierdie tydperk. Nou, hoe kan ons dit vermy of verminder, hierdie risiko, daai $400 risiko? Indien ons nou op 1 Januarie 'n 3 maande VTK vir $10,000 uitneem teen 'n termynkoers van R6.50 teen $1, sodat ons die buitelandse krediteer wat op 31 Maart betaal moet word kan verskans. So wat sê daai ding vir ons? Ons koop op 1 Januarie 20.5 'n 3 maande VTK. So hy gaan loop vir 3 maande van 1 Januarie tot einde 31 Maart. En die bedrag wat teen ons dan vasmaak is R6.50. So ons gaan $65,000 betaal om hierdie $10,000 te kan aankoop. So daar die VTK gee die entiteit die reg om oor 3 maande $10,000 teen $65,000 te koop, ongeag wat die wisselkoers op daardie datum dan is. Nou op 31 Maart koop die entiteit $10,000 vir $65,000, maar 'n entiteit wat nie 'n VTK uitgeneem het nie, sou op 31 Maart $65,300 sou moes betaal vir hierdie $10,000. So dis kan ons sien, die feit dat ons hierdie VTK uitgeneem het, maak dus dat ons R300 spaar, of soos ons dit ook baie keer noem, ons te valuta wins van R300 gemaak, teenoor die persoon wat nie verskans het nie. Nou aangesien die entiteit die krediteer deur middel van 'n VTK verskans het, moet ons nou die netto bedrag, wat R100 is in hierdie geval, soos volg bereken. En op hierdie stadium moet u asseblief net dit besef, dat wanneer ons 'n VTK uitneem, is dit 'n
finansiële instrument wat ons uitneem. So ons het nog steeds 2 finansiële instrumente in ons boeke. Ons sit dit nie net af teen mekaar nie. Ons het die krediteur wat ons nog steeds moet byhou en nog steeds die waarde van moet bepaal elke termyn. En aan die ander kant het ons nou die VTK wat 'n finansiële instrument en ook 'n monetaire item is en so, ons moet sy waarde ook op elke versagdoeningsdatum bepaal. So wat ons nou hier gaan doen, ons gaan bepaal dat ons 'n verlies van R400 op die krediteur gemaak. En dit weet julle hoekom. Ons het 65 die krediteur, die verlies op die krediteur is 400 soos ons voorheen gewys het, tussen die 64.900 en die 65.300 waarteen hy vereffen is. Maar omdat ons die VTK uitgeneem het, het ons daar wel 'n valuta wins gemaak en hierdie wins is R300. En die verskil sit ons dan nou af teen mekaar en dit is dan die netto valuta verlies wat ons na die wins en verlies toevat en dit is R100. Nou skansrekeningkunde is 'n vrywillige rekeningkundige model voorgeskryf deur IFRS 9 Financial Instruments. En dit behels die rekenkundige hantering van skansverhoudings. Nou 'n entiteit mag slegs skansrekeningkunde toepas indien die entiteit se rekenkundige beleid is om skansrekeningkunde te kan toepas. Met ander woorde, die entiteit het gekies in sy beleid om dit te kan toepas en daaraan al die skanskriteria soos uitgesit in IFRS 9 voldoen is. Die skanskriteria kan u self gaan studeer, verwys asseblief na u uitdeelstukke in hierdie verband. Nou kom ons kyk na 'n verdere skansterminologie. Verskanste item, 'n bate of 'n las, dit kan 'n verskanste item wees, of 'n vaste verbintenis, of 'n hoogs waarskynlike voorspelde transaksie. En dit stel die entiteit bloot aan die risiko van 'n verandering in die billike waarde of die toekomstige kontantvloei van hierdie item en is aangewys as 'n verskanste item. En 'n voorbeeld wat ons het is 'n buitelandse krediteur wat die entiteit moet vereffen op 'n toekomstige datum en waarvoor 'n verskansingsinstrument aangewys is. Nou uit bogenoemde is dit duidelik dat wanneer 'n buitelandse valuta transaksie verskans word, die verskanste item een van die volgende sal wees: die erkende bate of las, of 'n onerkende vaste verbintenis, of 'n hoogs waarskynlike voorspelde transaksie. Erkende bate of las, ons sien wat dit is 'n bate of 'n las wat in die rekenkundige rekords in ooreenstemming met IFRS erken is. Voorbeelde sluit in buitelandse debiteure, buitelandse krediteure of 'n buitelandse lening. 'n Vaste verbintenis is 'n bindende ooreenkoms vir die ruil van 'n gespesifiseerde hoeveelheid hulpbronne teen 'n gespesifiseerde prys op 'n gespesifiseerde toekomstige datum. 'n Voorbeeld van 'n vaste verbintenis is waar 'n entiteit 'n nie kanselleerbare bestelling plaas. Nou kom ons kyk daarna. Byvoorbeeld, as 'n entiteit nou voorraad moet aankoop en hy gaan koop dit oor see aan en daai voorraad om dit te kan bekom moet hy 'n kontrak teken wat sê hy gaan nie kop uittrek nie, hy gaan nie hierdie transaksie kanselleer nie, dan noem ons dit 'n nie kanselleerbare bestelling. En dan is dit 'n vaste verbintenis. Dit kan ook wees byvoorbeeld 'n masjinerie of toerusting wat gemaak moet word en vooraf moet jy weer eens 'n kontrak teken sodat jy kan sê jy gaan definitief hierdie item neem, dan is dit 'n vaste verbintenis. 'n Hoogs waarskynlike voorspelde transaksie. Dit is 'n verwagte toekomstige transaksie waartoe die entiteit nog nie verbind is nie. En 'n voorbeeld hiervan kan jy kry wanneer ons ook voorraad bestel, maar ons word nie verplig om hierdie voorraad te neem nie. Daai kontrak kan wel gekanselleer word of die bestelling kan wel gekanselleer word. Dan is hy nie 'n vaste verbintenis nie, maar 'n voorspelde transaksie. Nou, omdat ons gereeld voorraad by 'n bepaalde verskaffer gaan aankoop, byvoorbeeld 'n oorseese verskaffer wat ons voorraad vir ons gee, en ons nou hierdie transaksies gereeld doen, kan ons dit as 'n hoogs waarskynlike voorspelde transaksie sien. En dit is wat ons hierso mee te doen het.
'n skansinstrument, 'n aangewese finansiële instrument waarvan verwag word dat die verandering in die billike waarde of kontantvloei van hierdie instrument, ons kyk byvoorbeeld na VTK, die verandering in die billike waarde of die verandering in kontantvloei van hierdie VTK sal die toekomstige verandering in die billike waarde of die kontantvloei van die aangewese verskanste item verreken. Nou die verskanste item is mos jou bate wat jy aankoop, of jou voorraad wat jy aankoop, of die lening wat jy aangaan, daai tipe van dinge. 'n billike waardeskans, ons kyk nou na die soorte skanse, daar is 2 soorte skanse, 'n billike waardeskans en 'n kontantvloeiskans. Billike waardeskans is 'n skans teen die blootstelling van die veranderinge in die billike waarde van 'n erkende bate of las, of 'n onerkende vaste verbintenis, en dit is toeskryfbaar aan 'n spesifieke risiko, byvoorbeeld wisselkoersrisiko, en wat in die wins of die verlies kan beïnvloed. Daarteenoor het ons 'n kontantvloeiskans, dit is 'n skans teen die blootstelling van 'n verandering in kontantvloeie van erkende bate of las, onerkende vaste verbintenis, of 'n hoogs waarskynlike voorspelde transaksie. En dit is toeskryfbaar aan 'n spesifieke risiko, byvoorbeeld wisselkoerse, en wat in die wins of die verlies kan beïnvloed. Nou ten einde te bepaal watter tipe skans ter sprake is, moet daar gekyk word na die entiteit se doel met die verskansing. Is dit 'n billike waardeskans of is dit 'n kontantvloeiskans? Met ander woorde, wil ek die kontantvloeie van hierdie item verskans, dan gaan ek 'n kontantvloeiskans toewys. Wil ek die billike waarde veranderinge wat plaasvind in hierdie item gaan verskans, dan is dit 'n billike waardeskans. En daar het jy 'n opsomming, billike waardeskans rekenkunde toegepas op erkende bate en las, of 'n onerkende vaste verbintenis, en dan nou die kontantvloeiskans rekenkunde toegepas op erkende bate of las, of 'n onerkende vaste verbintenis, of die hoogs waarskynlike voorspelde transaksie. Goed, dames en here, lekker studeer.